Ons leerprediking kom vandag uit Sondag 35 van die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 96. Kom ons gaan luister wat ons uit hierdie gedeelte van ons belydenis leer. In ons leerprediking kom ons vanmôre by die tweede gebod, Sondag 35 van die Heidelbergse Katekismus. Is eintlik tragies as ou besef dat so baie mense kom vandag in kerke by mekaar, lees die Bybel, sing, terwyl hulle 'n heel ander God aanbid en dien as die God wat homself en sy woord aan ons bekend maak. Net hier op in ons pad, die Mormone, as 'n ou besef dat hulle verkondig nie die Christus van die Bybel soos wat God dit aan ons bekend maak nie. Ook in ons eie geleedere, selfs onder ons Afrikaanse susterskerke, word God vandag net as 'n liefdevolle Vader verkondig. Sy heiligheid, sy regverdigheid, sy grootheid. Dit laat ons na en het ons glad nie meer daarvoor ontzag nie. Hierdie dinge word onder die mat ingevee. Net liefde, soos wat die mens besluit liefde moet wees. Daarom is die vraag in Heidelbergse Katekismus Sondag 35 en in vraag en antwoord 96 so relevant vandag, as hy vir ons vra, wat eis God in die tweede gebod? En dan kom die antwoord. Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en hom op geen ander manier vereer, as wat hy in sy woord beveel het nie. Wat 'n gebod, so relevant vir ons vandag. Ja, die tweede gebod roep ons op om die ware God slegs op 'n manier te dien wat in lyn is met sy woord. Ja, wanneer ons die tweede gebod lees, stel ons onsself so maklik gerus deur te sê, maar wie, ek het daarom nie afgode in my lewe. Ja, dit is in die eerste plek wat hierdie gebod verbied. Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie. Moses leer ook die volk voordat hy die beloofde land intrek. In Deuteronomium 4, dan gaan gou vir my een aan Jaco asseblief. Omdat julle nie enige sigbare gestalte gesien het op die dag toe die Here by Horeb met julle uit die vuur gepraat het nie, moet julle uiters versigtig wees ter wille van julle self, sodat julle nie ontaard en vir julle 'n gesneede beeld maak nie. En dit geld vir ons ook. Nie een van ons het God in sy volmaaktheid gesien, sodat ek en jy 'n beeld kan maak en hom presies mooi kan weergee nie. God alleen kan van homself 'n beeld maak, en hy doen dit deur sy woord. Hy beeld homself uit as die almagtige skepper, as die heilige God, voor wie daar geen sonde is nie, maar ook, waar is my muis? Maar ook as die hemelse Vader, wat na sy kinders neerbuig om hulle op te soek. Die hoogtepunt van God se uitbeelding is natuurlik Jesus Christus. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid. Het ek hom op 'n skerm, gaan gou een slide dan asseblief. Ekskuus, ek het hom nie ingesit nie. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Lees ons in Hebreërs 1 vers 3. En dan moet ons let op die woorde, op geen enkele manier van ons kant af nie. Baie keer skep ek en jy nie 'n verkeerde beeld van God, as ek dink, hy het nie oë nie. Ek kan dinge doen en hy sien dit nie. Net om ek dit vir julle kan wegsteek. Hoe baie keer skep ek nie 'n beeld van 'n God wat nie ore het nie, asof hy nie hoor wat ek sê, die taalgebruik wat ek gebruik en hoe ek met mense praat nie. Hoe baie keer skep ek nie in my gedagtes 'n beeld van God, as ek dink, maar hier kan hy nie help nie, hier moet Hendrik nou maar self ingryp en dinge maar op sy manier doen, al is dit anders as wat God in sy woord voorskryf, want ek moet nou maar ingryp. Sonder dat ek besef, skep ek 'n verkeerde beeld van God in my hart en in my gedagtes.
Ja, die beeld van God kan slegs in ons eie lewens getrou weergegee word, as ek elke dag deur die krag van die Gees bidend al hoe meer aan die beeld van Christus gelykvormig word. Maar in die tweede gebod gebied God, hy is so positief, hy sê, daar is sekere dinge wat ons moet doen. Ons mag God op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. God wil dat ons hom vereer, maar dan moet ons dit doen soos wat hy in sy skrif voorskryf. Ons mag God nie dien op 'n manier wat ons verkies nie, maar soos hy dit wil hê. Ook die wyse waarop ons God moet dien, word deur hom bepaal. Dit was die sonde van Israel in die tyd van die boek Rigters. Julle kan gerus gaan kyk in die laaste hoofstuk van die boek Rigters, dan sluit die boek Rigters af, juis met hierdie woorde, dat elke ou het eintlik gedoen wat reg is in sy eie oë. Elke ou het gedink, hy dien God, maar ek kan hom die bietjie bysit en die bietjie bysit, want ek hou daarvan. En ons diens aan God word sake nie aan ons eie smaak en willekeur oorgelaat nie. Ook hier gee ek myself en my eie insig te prys. Voortdurend moet ek in my dienswerk aan hom, veral ook wat ons hier in die erediens doen, wat ons hier sing, wat gepreek word, moet ons dit met die duidelike maatlyne van God se woord, moet ons dit toets en kyk, dat dit altyd in die lig van God se woord is. Ek dink dit is waarvoor ons naam staan, gereformeerd, sonder ophou, en die jongste lidmaatjie in hierdie gemeente moet kom sê, dominee, dit doen jy verkeerd, kom terug na God se woord toe. Dit moet ons altyd, maar altyd doen, ook in ons diens aan God, ook hier in die erediens. Mag God ons so deur sy Gees lei, dat ons altyd voor hom sal staan met die vraag, Here, wat wil U hê moet ons doen? Hoe wil U hê moet ons die beste vir U dien? En mag hy ons lei deur sy Gees en in die liefde van Christus om net dit te doen. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons antwoord deur saam te sing Psalm